oorname, party sê oorgawe. Ek is Wikus Buys van die Begrond Instituut en die 3 boeke wat ek graag wil aanbeveel is ten eerste professor Herman Gilomee se biografie oor die Afrikaners. Ek beskou dit as 'n grondbrekende werk omdat dit nie net post-apartheid geskryf is nie, maar ook die liberalisme wat in 'n groot mate die Afrikaner denke oorheers en beheers het in 'n effektiewe mate teëgewerk het. Dit het ook vir die eerste keer die Afrikaners bemagtig om weer oor hulle self as Afrikaners te praat en ook om op 'n sinvolle manier met ons eie geskiedenis om te gaan. Tweede daarmee saam is die boek van Helene Opperman-Loos, Apartheid Britain's Bastard Child. Dit is miskien nog iets wat onbekende werk, maar ek beskou dit as verskriklik belangrik om die gemeenskaplike trauma wat die Afrikaners beleef na die 94 bewindsverandering, oorname, party sê oorgawe, dat 'n mens ook daar in die bron kan sien van baie van wat in ons volkshuishouding tans aan die gang is, veral ten opsigte van die wantroue, maar ook daarmee saam die vorige 30 jaar, die belewenis met die Bosoorlog, daardie kollektiewe trauma is nog glad nie hanteer nie. Ons gaan dit ook op 'n bepaalde manier moet aanpak en ek dink daardie boek van Loos gee baie goeie raamwerk om die probleem te begin aanpak. En dan die derde boek, dit het ook mees onlangs verskyn, is die boek van Dr. Karel Boshoff, Vryheid en Oorvloed. Ek beskou dit ook as 'n grondbrekende werk omdat dit op 'n baie deurdagte manier 'n nuwe ekonomiese kom ons noem dit nou maar 'n orde voorstel, 'n Afrikaner ekonomie, of laat ek nou sê die boek wat hy, die raamwerk wat hy daar stel, maak dit moontlik om dit te bedink, 'n ekonomiese huishouding vir die Afrikaner, en dat dit ook baie vrugbare denke bevat wat beslis ook verder geneem moet word. Ek is selfs van mening dat uit daardie idees wat hy daar neerpen, daar selfs 'n nuwe ekonomiese skool, denkskool sou kon ontstaan, wat ook 'n effektiewe antwoord bied teen aan die een kant die suiwer kapitalisme of die liberale ekonomiese idees, en dan ook die sosialisme en kommunisme wat eintlik tans ons van beide kante af ook as Afrikaners diep beïnvloed.